Reg, dagse en al die matrikulante daar buite. Baie welkom by ons wiskunde les 2 vandag. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die trigonometriese, die saamgestelde hoeke van trigonometrie. Ek is meneer Morney Smit, ek is van die pragtige Hoër Volksskool in Potchefstroom. En dan vandag het ek ook saam met my 3 leerders, wat ons vandag hierdie wiskunde sessie gaan help. En dis 2 dorings en 1 roos. Ek gaan begin met die roos, Melissa de Villiers. Dan het ons vir Lawrence Erasmus. En dan het ons vir Geert Stroop. Reg, so dit is die 3 leerders wat vandag saam met my vir julle gaan help om vir julle saamgestelde hoeke in trigonometrie te verduidelik. So kom ons spring dan sommer dadelik aan die werk. Okay. En dan het ek weer versoek vir my leerders om net jou mikrofoon dan net op mute te sit, behalwe as jy ietsie vra. Reg, nou kom ons kyk na die les. En dit gaan oor wiskunde en meer spesifiek die saamgestelde hoeke van trigonometrie. En dan wil ek vir julle sê, ek wil nog steeds op elkeen van julle se gesig 'n glimlag sien. Wiskunde is nie so moeilik nie, dis 'n lekker vak. Daar's sekere goedjies wat jy moet ken en dan sal jy die groter en moeiliker dele baie makliker kan verstaan. Nou, ek gaan dadelik hierso aan die werk spring en my vraag aan julle is, watter wet in trigonometrie word hier oortree? En Melissa, ek gaan vir jou sommer eers die vraag vra en op die skerm wys ek daarso vir jou cos 180 grade minus theta. Dit is 'n chubby tummy, so hy kan na die hospitaal toe verwys word. Dis hy. So vir die van julle wat nog nie les 1 gekyk het nie, stel ek voor om kyk na les 1. Ons het 'n baie komiese storie rondom trigonometrie en Hollywood, en wat Melissa daarso sê is, as ons kyk na hierdie spesifieke funksie wat hier vir ons gegee is, of hierdie trigonometriese verhouding, kan ons sien die hoek bestaan uit meer as 1 term, en die oomblik as die hoek uit meer as 1 term uit bestaan, dan weet ons dis 'n chubby tummy. Maar daar is goeie nuus. Hoekom is daar goeie nuus? Want ons kan sien dat Dr. 180 grade is op diens. En die oomblik as daar 'n dokter op diens is, dan beteken dit ons kan dadelik hierdie trigonometriese probleem kan ons dan nou eintlik na die trigonometriese hospitaal verwys. Nou kom ons kyk net weer baie vinnig. Hoe lyk ons trigonometriese hospitaal en watter dokters daar is? En dis ook in les 1 behandel. En hier is ons trigonometriese hospitaal. En hier is Dr. 180 grade. En daar is sy. En sy gaan die operasie uitvoer. En terwyl wat ek vir julle ook gesê het, dat al die dokters op hierdie horisontale lyn is briljante dokters. So ons funksie gaan nooit verander nie. Nou het ek die volgende vraag gekiem. Watter wet in trigonometrie word nou hierso oortree? En Geert, ek dink jy gaan vir ons sommer sê, as jy kyk daarso, watter wet word nog steeds hier oortree? Daar is meer as 1 term, meneer. Dis meer as 1 term, so dis het ons weer 'n chubby tummy, stel my saam. So die bestaan uit meer as 1 term, daar's dus 'n chubby tummy. Maar Lawrence, die volgende vraag is vir jou. As jy kyk na hierdie chubby tummy, watter probleem kan jy al klaar sien het ons hierso? Jy kan nie horisontale dokters gebruik vir my, meneer. Dis reg, met ander woorde, daar is nie 'n dokter op diens nie. So ons het 'n probleem. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons kan nie na die trigonometriese hospitaal toe gaan nie, want hoekom nie? Ons is nog steeds baie bekommer, want daar is geen dokter op diens nie. Wat beteken hierdie probleem kan dus dan nie na die trigonometriese hospitaal geneem word nie. En leerders, dis hoekom ek die storieetjie vir jou gedoen het rondom Trig en Hollywood, en ek het so Dominique storieetjie vir jou gaan vertel, want nou ewe skielik gaan jy agterkom dat graad 12 trigonometrie werk so klein bietjie anderste, en as jy gaan die hele tyd bly by die storie rondom die dokters, dan beteken dit jy gaan nie sommer te mekaar raak met die graad 12 trigonometrie nie. So welkom dan by jou eerste gedeelte van trigonometrie in graad 12, wat dan gaan oor saamgestelde hoeke. En dan wil ek net willen sê, die volgende identiteite vir saamgestelde hoeke moet jy baie goed ken.
Jy het nie 'n verskoning nie, so al is daar vir jou van hierdie inligting op jou informasieblad, op jou inligtingsblad, maak seker dis in jou kop, daar is nie altyd tyd in die eksamen om rond te gaan kyk nie. Nou kom ons kyk, watter 4 nuwe identiteite moet jy nou in jou graad 12 jaar ekstra byleer? Die eerste een is dat die kos van 'n hoekie A plus B, en ek hoop julle kan almal sien, hier's 'n chart daarmee, dat die kos van hoekie A plus B is die kos van A, kos van B, minus die sin van A vermenigvuldig met die sin van B. Die tweede identiteit wat jy moet ken is dat die kos van hoekie A min B, en hier's my Chavitame, as julle kan sien, is gelyk aan die kos van A mal die kos van B plus, die teken verander, die sin van A mal met die sin van B. Die derde identiteit wat jy moet ken vir saamgestelde hoeke, is dat die sin van hoekie A plus B, daar's my Chavitame, is gelyk aan sin A cos B plus sin B cos A. En dan die laaste identiteit by ons saamgestelde hoeke, is dat die sin van hoekie A min B, en ek is doodseker julle almal kan sien, daar's my Chavitame, is gelyk aan die sin van A mal die kos van B minus die sin van B vermenigvuldig met die kos van A. En nou hoekom het ons hierdie 4 nuwe identiteite wat ons hier sal leer? Want hierdie identiteite vir saamgestelde hoeke gaan ons help om met enige Chavitame te kan werk. Soos nou agterkom, daar sekere Chavitames waar daar nie dokters op diens is nie, en hulle kan nie na ons trigonometriese hospitaal toe gaan nie, so daarom ons 'n ander plan gemaak het, en het ek dan nou vir julle hierdie 4 identiteite hierso geleer. Nou ek is doodseker, as julle nou almal daar sit, dan dink julle, hoe gaan ons al hierdie goed uit ons kop uit ken, sonder om feite te maak, en nou het ek 'n oulike manier, hoe ek jou gaan leer om hierdie te kan onthou. Nou as jy dadelik op jou skerm sien, daar is moeder. En almal weet wat doen moeder by die huis. Moeder is gewoonlik die een wat liefde gee, en wat gewoonlik ook die kos uitdeel en die kos vir julle gee. So moeder assosieer ek met kos. Dan, volgende ene wat ons gaan help om hierdie identiteit makliker te leer, is hieronder is 'n seentjie. En as julle kan sien, daar is die seentjie, pet op die hare, lyk baie lus vir hierdie wiskunde. En dan gaan ek ook 'n hamburger wat kos is, die kos wat ons kan eet, nie die wiskunde kos nie, en dan 'n brilletjie wat gaan oor sien. En nou, dis hoe ons storieetjie gaan werk. Kos word geassosieer met moeder, en volg nou baie mooi matrikulante. Wat doen moeder? Hier's moeder. Kos, Chavitame, dis moeder. Moeder gee kos vir A, en moeder gee kos vir B. Moeder gee ons maar kos vir almal in die huisgesin, né? En dan, kyk wat gebeur nou. Die sin is saam met die brilletjie. Nou sien moeder laat A sy kos eet, en moeder sien laat B sy kos eet. En nou, hier's dit. Kan julle sien, daar's 'n plus en hier's 'n minus. En dit is oor moeder. Moeder is nie altyd tevrede met haar hare nie. As haar hare hierdie maand gepim is, dan volgende maand vra sy vir pappa vir ekstra geld, of haar eie geld is daarvoor waar, om dan weer haar hare te gaan laat reguit maak. So, vrouens is nooit tevrede met hulle hare nie, hulle wil die hele tyd verander. So kom ons kyk na die volgende een. Ons het steeds vir moeder hierso, dis kos. So wat doen moeder? Moeder gee kos vir A, dan gee sy kos vir B, dan die brilletjie, dan sien sy dat A dit eet, en sy sien dat B dit eet, en wat het ons van moeder? Sy is nooit tevrede met haar hare nie. So nou is haar hare reguit, en nou ewe skielik gaan sy na die haarsalon toe, want sy soek dit nou weer gepim. Dis moeder. Nou kom ons kyk hieronder na die seentjie. So nou is ek by die seentjie, en hy is saam met die onderste 2. En wat weet ons oor die algemeen van seuns? Seuns sien altyd kos. Dis wat vir hulle belangrik is. As jy dink in terme van seuns, hulle sien altyd kos, né? So, seentjie is hierdie een, die sin van hoekie A plus B, en wat jy dadelik gaan moet neerskryf, is jy gaan altyd skryf sin, kos. En nou gaan ek agterna my hoeke in, en my hoeke is altyd so, A, B, A. So dink aan daardie musikale groep ABBA, né? En wat het ons van 'n seun? Ag, jy kan mos sien, hierdie ouetjie is met min dinge geplan in die lewe, so 'n seun is altyd tevrede met sy hare, soos daar plus is daar ook 'n plus. So kom ons kyk na die laaste enetjie, die sin van saamgestelde hoek A min B, aha, die seentjie. En wat weet ons van 'n seun? 'n Seun sien kos. Ek begin dadelik my hoeke in te sit, A, B, A, en wat weet ons, 'n seun is nooit geplan met sy hare nie,
So met ander woorde, dis hoekom daar 'n minus is. So die oomblik as jy saamgestelde hoek kry, vra vir jouself altyd, ag moeder, is dit moeder of is dit die seentjie waarmee ons gaan werk? En volgende op julle skerm daar is jou vriend, die sakrekenaar. En nou gaan ek julle so 'n bietjie hartseer maak om vir te sê, jy mag glad nie die sakrekenaar gebruik nie. Jy kan net na hom kyk en nou het ek 'n probleem vir jou gegee en ek sê vir jou bereken sonder die gebruik van 'n sakrekenaar die waarde van sin 165 grade. So ek weet julle wil bitter graag 'n sakrekenaar gebruik, maar matrikulante, as jy die sakrekenaar kan gebruik, en gee dadelik vir ons die antwoord, gaan jy baie punte verloor. So ons wil hê, jy moet ons deur sekere stappe in hierdie probleem vat. Nou, Melissa, terug by jou, ek het 'n vraag vir jou, kan jy vir my dalk sê, watter wet, as ons hierso kyk, watter wet word hierso oortree? Want ons moet dadelik stop, want ons sien dan word 'n wet oortree. En ek kyk spesifiek na sin 165 grade. Die hoek is groter as 90 grade, so dit moet herlei word tot 'n skerp hoek. Dat sê, so Melissa sê dadelik, sin 165 grade, in terme van trigonometrie, hopeloos te uit, so ons gaan daai hoek 'n bietjie met jonger maak, en ons gaan daai hoek 'n bietjie stuur vir kosmetiese chirurgie. So, die wet wat oortree is in hierdie geval is, en sy het nou net genoem ons weer het, is dat ons hoek is hopeloos te uit. So, ons gaan vir kosmetiese chirurgie, en watter dokter, Melissa, dink jy is die naaste om 165 grade te haal? Dokter 180 of dokter 360? 180. Definitief dokter 180. So ek kan die sin van 165 grade gaan skryf as die sin van 180 minus 15 grade. En daar is my dokter aan diens. En nou weet ek watter wet word hierso oortree, dis 'n Chavitame. So as jy jou trigonometriese hospitaal ken, wat ek vir jou gewys het in les 1, gaan jy weet dat 180 minus is in die tweede kwadrant, die sin se kwadrant, so sin kry 'n plus en word dit daar lei na positief sin 15 grade. En nou is ek seker, hier kom nou 'n frons of twee. Hoe gaan ek die sin van 15 grade bereken sonder die gebruik van 'n sakrekenaar? Want ek het 'n spesiale tabel met sekere hoeke en 15 grade is nie deel van daardie hoeke nie. So nou weet ek, jy raak benoud, jy kan nog steeds nie na die sakrekenaar gryp nie, want jy gaan punte verloor. So, kom ons maak 'n plan. Watter spesiale hoeke kan my help om 15 grade te vorm? So Geert, ek gaan vir jou hierdie vraag vra. Ons het 3 spesiale hoeke, 30, 45 grade en 60 grade, en met watter 2 hoeke kan ons 'n plan maak om by 15 grade uit te kom? Meneer, ons kan sin 45 minus 30 grade gebruik. Dis reg. So Geert sê 45 minus 15 gaan vir ons 45 minus 30 gaan vir ons die 15 grade gee. Lawrence, is daar dalk ander 2 hoeke wat vir my ook gaan gee? Ja, meneer, ek kan 60 grade en 45 grade gebruik. Ek kan ook 60 grade minus 45 grade. Matrikulante, dis jou keuse wat jy hierso wil doen. En ons dink so 'n bietjie, ons dink so 'n bietjie, ons dink so 'n bietjie, en aha, daar het ons die antwoord. En wat gaan ons hierso doen? Ons sê dat die sin van 15 grade is dieselfde as die sin van 45 grade minus 30 grade. Jy kan ook daar gesê 60 min 45, dit sou geen verskil sou dit gemaak het nie. Maar weer eens, stop. Hoekom moet ons hierso stop? Want ons sien ons weer 'n wet in trig wat oortree word. En watter wet word hierso oortree? As ons baie mooi gaan kyk en ons sien, daar is 2 terme en daar is dus 'n Chavitame. So ek het 'n probleem. En my groter probleem hierso is, daar is geen dokter op diens nie. Ek sien nie dokter 180 grade of dokter 360 of 89 270 nie. So ek het 'n probleem. En wat nou? En nou moet ek 'n bietjie gaan dink. En ek gaan nog steeds in my sakrekenaar gebruik in matrikulante, al raak die probleem vir jou hoe uitdagend, ons gaan bly om planne te maak. Ons weet dat die sin van 15 grade, het ons gedink, is dieselfde as die sin van 45 grade minus 30 grade. Ons weet dat daar is 'n Chavitame, en ons weet ook dat daar is geen dokter op diens nie. En nou matrikulante, moet julle asseblief hierso daai stukkie baie mooi na gaan kyk. As daar 'n Chavitame is, en daar is geen dokter
wat ons hierso kry, wat op diens is nie, dan moet jy van jou saamgestelde hoeke se identiteite gebruik maak. So die oomblik as daar nie meer 'n dokter op diens is nie, dan weet jy, ons gaan 'n gebruik maak van saamgestelde hoeke se identiteite. En dis hoekom ek jou die storie geleer het, sodat jy die mekaar moet raak tussen graad 11 en graad 12 trigonometrie. Nou kom ons kyk. As ons kyk na die sin van 45 grade min 30 grade, dis 'n saamgestelde hoek, en as dit kom by saamgestelde hoeke, vir ons altyd, is dit moeder of is dit seentjie, en sin sê vir ons dis seentjie. En nou onthou ons, aha, wat doen 'n seentjie? 'n seentjie sien kos, en hy is altyd tevrede met sy hare. So dis hierdie identiteit wat ek nou vir julle geleer het. Daarom kon jy hom dadelik gaan neerskryf het. Nou as ek my identiteit hierso neergeskryf het, kan ek die hoek A met 45 grade vervang, en ek kan my hoek B met 30 grade gaan vervang. So kom ons gaan doen dit sommer dadelik. So die sin van die saamgestelde hoekie, 45 minus 30 grade, is dieselfde as die sin van 45 grade, maar met die kos van B vervang ek met 30 grade. Daar's 'n minus, ek sit 'n minus. Hoekom het die teken dieselfde gebly? Dis seentjie, en seentjie is nooit gepla oor sy hare nie, so dit bly minus. Dan aan die regterkant van die minus, sin B vervang ek met sin 30 grade, en kos A vervang met die kos van 45 grade. Onthou, dis altyd, by die seentjie is die twee binneste hoeke, moet altyd dieselfde grade wees. En nou is ek seker, Lawrence, as ek kyk na hierdie probleem, hoekom kan ek glimlag? Hoekom voel dit vir die eerste keer, is ek verlig en weet ek hoef nie die sakrekenaar te gebruik nie. Want jy kan nou jou spesiale hoeke gebruik, meneer. Dit is reg, en as jy dan aan van les 1, waar ons dit gehersien het, ons kan ons spesiale hoeke gebruik, en dadelik kan jy gaan, en ons kan ons spesiale hoektabel gaan gebruik, en ons kan alles gaan invervang. So die sin van 45 grade vervang ons met 1 op wortel 2, en onthou matrikulante, dis op jou spesiale hoektabel, wat jy mos nou al ken. Die kos van 30 grade vervang met wortel 3 op 2, want kos is mos kosas, kolommetjie 30 grade is wortel 3 op 2, daar is 'n minus, ek sit 'n minus, die sin van 30 grade met 'n half, en dan die kos van 45 grade vervang ek met 1 op wortel 2. Geert, net ek 'n vraag vir jou. In my probleem sien ek dat sin 45 grade en kos 45 grade sien ek dit presies dieselfde waarde, naamlik 1 op wortel 2. Hoekom is dit so? Meneer, omdat sin en kos op die spesiale tabel is hulle waardes dan dieselfde. Dis reg, maar onthou, sin en kos is kofunksies van mekaar, en die twee hoeke is saam 90 grade, so dis perfekte kofunksies van mekaar. So dis hoekom hulle presies dieselfde antwoord het. Reg, dankie. Nou doen ons 'n bietjie algebra, jy sê net bo maal bo, onder maal onder, 1 maal met wortel 3 geef my wortel 3, wortel 2 maal met 2 geef my 2 wortel 2. Dan 1 maal met 1 geef my 1, onderkant lyn 2 maal met wortel 2 geef my 2 wortel 2. En nou kom ek agter, maar my nommer is presies dieselfde, so nou hou ek my nommer dieselfde, en ek gaan tel net dood eenvoudig die tellers by mekaar. Nou wil ek graag hê, Melissa, jy het 'n sakrekenaar voor jou, of Lawrence, tik gou vir my die sin van 15 grade op jou sakrekenaar aan. En dan druk jy is gelyk aan. Melissa, as jy is gelyk aan druk, watter antwoord sê die sakrekenaar vir jou is die sin van 15 grade? Vierkant wortel 6 minus vierkant wortel 2 op 3. So met ander woorde, die sakrekenaar sê vir ons is wortel 6 minus wortel 2 als op 4, maar dis nie die antwoord wat ek vir jou gegee het nie, so wees nou reg, ek of die sakrekenaar. Maar onthou matrikulante, ons moet die noemer gaan rasionaliseer. Hierdie is vir ons nie baie mooi wiskunde nie. Ons hou nie van 'n irrasionale getal in ons noemer nie. En dis hoekom ons dan sê, ons gaan die noemer rasionaliseer. En hoe rasionaliseer ons 'n noemer? Ons vermenigvuldig dood eenvoudig met die irrasionale getal op die irrasionale getal. En is wortel 2 wortel 2. En as ek nou gaan en ek sê wortel 3 maal met wortel 2, want onthou, dit wat hier bo staan is 'n hakie. Wortel 3 maal wortel 2 is wortel 6. En minus 1 maal met wortel 2 gee ons my minus wortel 2. En onder kan die lyn 2 maal met wortel 2 maal met wortel 2, dit gee my antwoord van 4. En dit is dan presies dieselfde antwoord as wat Melissa vir ons nou net van die sakrekenare gegee het. So dis altyd baie belangrik om te onthou
dat indien daar 'n irrasionele getal in die noemer is, moet ons dit gaan rasionaliseer. Nou graad 12 het ek vir julle huiswerk, so jy kan mos hierdie skryfies gaan aflaai van Media 24 af, of jy kan net weer na hierdie video kyk, en hier is jou huiswerk wat ek graag wil hê, jy moet bietjie gaan doen. En jy moet gaan bewys sonder die gebruik van 'n sakrekenaar dat cos 75 grade is gelyk aan wortel 6 minus wortel 2 als op 4. Nou weet ek, van julle gaan sê, maar ons het nou net bewys dat 6 15 grade, die sin van 15 grade, is wortel 6 minus wortel 2 op 4, en cos 75 en sin 15 grade is kofunksies. Ja, maar onthou, in die eksamen, as ons vir jou hierdie een van die begin af gee, beteken dit jy moet 'n plan hierso gaan maak. En daai hoekie van 75 grade is nie op my spesiale tabel nie, so ek moet 'n plan maak. So Geert, dink gou vir my, 75 grade, watter twee hoeke op my spesiale tabel kan ek bymekaar tel om my die cos van 75 grade te gee? 90 minus 15. Nee, op my spesiale tabel, want ek wil nooit met dokter 90 grade werk nie. Ek wil met 30 grade, 45 grade of 60 werk. 60 En 30 grade plus 45 grade gee vir my dan die cos van 75 grade. Baie mooi. Nou kom ons gaan aan. Nog steeds bereken sonder gebruik van 'n sakrekenaar, en dit wil sê, jy mag nie jou goeie vriend die sakrekenaar gebruik nie. Los op. Nou gee ek vir julle hierdie sommetjie. Nou sê ek vir julle die cos van 18 maal met die cos van 27 grade, minus die sin van 18 grade, maal met die sin van 27 grade. En jy mag glad nie sakrekenaar gebruik nie. En as jy baie mooi gaan kyk, gaan jy agterkom, maar dit is vreemde hoeke. Vreemde hoeke beteken, dis hoeke wat nie op my spesiale tabel is nie. Dan beteken dit, ek moet 'n plan maak, ek moet gaan soek vir 'n identiteit. Nou matrikulante, kyk gou hierso. Ek tel 1, 2, 3, 4 trigonometriese verhoudings. Cos, sin. Maar wat kom ek agter? Ek kom agter dat die hoek 18 grade is ook aan daai kant van die minus, en die hoek 27 grade is ook aan daai kant van die minus. As ek verder gaan kyk, sien ek het een term voor die minus, en ek het 'n volgende term na die minus. So ek het 4 trigonometriese verhoudings, wat opgedeel is in 2 groepe weerskante van my teken. En die oomblik as jy dit sien, en dit het te doen met cos en sin, dan weet jy, aha, hulle wil hê jy moet gebruik maak van een van die identiteite wat ons in saamgestelde hoeke geleer het in graad 12. En kom ons dink, wat ons het al gesien, gee cos vir 18 grade, gee cos vir 27 grade, sien dat 18 grade dit eet, sien dat 27 grade dit eet, aha, dis moeder. En wat is van moeder? Sy is nooit tevrede met haar nie. So die reël wat ek gaan gebruik in hierdie geval is cos hoekie A plus B. En ek het hom nou vir jou gaan omdraai. Want hoekom? In hierdie geval het ons vir jou die linkerkant van hierdie identiteit nou gegee. En ons wil graag hê jy moet nou vir ons die regterkant gaan bereken. So, wat kan ek dadelik gaan doen? Ek het 'n plan, en ek weet dat daardie hoekie cos van hoekie A plus B aan die regterkant. Onthou, as die eksaminator vir jou die linkerkant gegee het, wat ons nou vir jou gegee het, dan wil ons graag hê om die regterkant gaan bereken. En dat die cos van hoekie A plus B kan ek mos geskryf as die cos van 18 grade plus 27 grade. Want 18 grade is my rooi hoek en 27 grade is my blou hoek. En wat weet ek nou? Ek weet dat die cos van 18 grade plus 27 grade, dit is die cos van 45 grade. 18 grade plus 27 grade was nog altyd 45 grade gewees, en cos 45 grade is op my spesiale tabel, so ek kan weer eens my spesiale hoeke gaan gebruik, en dan kry ek dus 1 op wortel 2, en Lawrence sê gou vir my, hoekom gaan hierdie antwoord nie dieselfde wees as die sakrekenaar se antwoord nie? Maar as 'n wortel onder by 'n noemer. Dis reg, daar's 'n irrasionale getal in my noemer, so ek gaan eers rasionaliseer deur om te vermenigvuldig met die irrasionale getal op die irrasionale getal, en dan kry ek 'n antwoord van wortel 2 op 2. Dan weer eens matrikulante, gee ek vir jou 'n bietjie huiswerk. Reken sonder die gebruik van 'n sakrekenaar die waarde van, en nou wil ek vir julle sê, as jy baie mooi gaan kyk hierso, ek tel 1, 2, 3, 4 trigonometriese verhoudings, maar ek tel ook 4 verskillende hoeke, en hulle is opgedeel in 2
terme. Een term aan hierdie kant van die minus en die ander term aan daardie kant van die minus. So nou wil ek vir jou sê, dis nog steeds 'n identiteit van saamgestelde hoeke, maar ek gee vir jou wenk, gebruik 'n bietjie kofunksies. Want die cos van 77 grade weet ons kan ons skryf as die sin van 13 grade en hier is 13 grade ewe skielik aan hierdie kant ook. En dan sê ek vir jou ook, bewys dat die cos van 45 grade minus A minus die sin van saamgestelde hoekie 45 grade minus A is gelyk aan wortel 2 sin A. En onthou, met bewys beteken jy moet met die linkerkant apart werk en dan moet jy hoop jy kom by die regterkant uit. En hierdie minus sê vir jou, hier gaan ons klomp antwoorde uit hierdie saamgestelde hoek uitkom. Daar's moeder, ek hoop almal kan vir moeder sien, en hier is seentjie. So ek moet 'n hakie om seentjie gaan sit om seker te maak elke term word met die minus vermenigvuldig. Dan is ek nou by die volgende een. Bewys dat die sin van 3x plus die sin van 5x is gelyk aan 2 cos x sin 4x. Nou wil ek vir julle sê, die eerste keer toe ek so sommetjie sien, toe dink ek myself, wat moet ons nou hierso doen? Want dit lyk eintlik hopeloos te moeilik. Nou kom ons kyk gebeur daarna. Ek het 'n sin 3x, wat 'n term is. Ek het my volgende term, wat sin 5x is. So voor die is gelyk aan, het ek 2 terme. En na die is gelyk aan, het ek 1 term. So ek het altesaam 3 terme. En ek moet nou bewys dat die linkerkant is gelyk aan die regterkant. En ek gaan nou begin met apart hou. Maar kyk gou hierso, hier's 'n hoekie 3x. Daar's 'n hoekie 5x. Daar's 'n hoekie x en daar's 'n hoekie 4x. Nou Melissa, ek gaan vir jou vra. Kom ons kyk gou. Wat kan ek met 4x en x doen om by 3x uit te kom? 4x min x. Aha, maar Melissa sê sommer vir ons, wat is 4x plus x? 5x. 5x. So ek kom agter, aha, daai hoeke gaan ek gebruik om net hierdie te herskryf aan die linkerkant. So ek gaan dadelik, nadat ek gedink het, en ek sê my linkerkant, die sin van 3x, waar die persblokkie is, gaan ek skryf as die sin van 4x minus x, en dan my blou blokkie wat die sin van 5x was, gaan ek skryf as die sin van 4x plus x. En wat kom ons agter? Ons sit met 2 chubby tummies, so die reël in 3 word oortree, daar's nie 'n dokter op diens nie, so ek moet gebruik maak van saamgestelde hoeke se identiteite, wat beteken dit is seentjie in albei gevalle. So, as ek dit gaan uitskryf, daar is seentjie vir die persblokkie, daar is die seentjie se identiteit vir die blou blokkie, en nou gaan kyk jy, sin 4x cos x plus sin 4x cos x gee vir my 2 keer sin 4x cos x, en jy kan sien dat minus sin x cos 4x en plus sin x cos 4x kanselleer, so ek kry 'n antwoord van 2 sin 4x cos x. En dit is dan die antwoord wat ek moes bewys het. Dis 'n bietjie 'n moeiliker een, maar ek is seker nou dat jy die karakter van hierdie spesifieke probleem ken, gaan jy dit baie makliker in die eksamen kan beantwoord. En natuurlik linkerkant is regterkant. Dan gee ek weer vir julle huiswerk. En hier is jou huiswerk probleem. Want jy kan hierdie gaan aflaai van Media 24 af. En die wenk wat ek vir jou gee is, werk met die teller en die noemer afsonderlik. En dan tyne een ding matrikulante, daai 5 veta aan hierdie kant moet vir ons 'n wenk gee. 5 veta kan ek skryf as, of 6 veta kan ek skryf as 5 veta plus 1, en 4 veta kan ek moet skryf as 5 veta min 1. So ek werk die hele tyd met dieselfde hoeke, maar bo en onder apart, en dan kom ons kyk of ek by daardie kan eindig, deur om ook gebruik te maak dan van graad 11 identiteite. En nou, waarmee ek gaan afsluit, is die volgende. Bewys dat die cos van 3x is gelyk aan 4 cos tot die mag 3x minus 3 cos x. Nou moet ons besluit watter kant gaan ons begin, en ek wil net vir julle sê, 'n saamgestelde hoek, of 'n hoek groter as 1x, is baie meer gecompliseerd as 'n enkel hoek van x. So ons begin altyd gewoonlik by die hoeke wat nie enkel hoeke is nie, as ek 'n kant moet kies in my identiteit om mee te begin. So ek gaan sê dat die linkerkant is die cos van 3x, en cos van 3x kan ek skryf as die cos van 2x plus x.
En aha, weet ons hierso, moeder, want ons het Chabitame en ons gaan vir moeder gebruik en daardie identiteit. En wat doen moeder? Moeder gee kos vir 2x, sy gee kos vir x, sy sien dat 2x dit eet, sy sien dat sin x dit eet, en moeder is nooit tevrede met haar hare nie, so plus word 'n minus. En nou wil ek vir julle sê, om te kan eindig by enkelhoeke beteken dit, ek gaan hierdie proses weer moet herhaal. Wat sê, volg 'n lang roete. So ek kan daai 2x nou weer gaan skryf as kos van x plus x, en daai een kan ek skryf as die sin van x plus x, en dat ek weer klomp sommetjies om te gaan doen. Of, daar's 'n ander plan. En die ander plan is, 2x noem ons in wiskunde dubbelhoeke. En dubbelhoeke word in les 3 hanteer. So skakel in vir les 3, om meer oor dubbelhoeke te leer, en dan gaan ek vir jou leer, hoe om hierdie probleem dan baie makliker en korter op te los, as om die lang roete te volg. Maar vir tyd en wyl kan julle daar buite die lang roete gaan volg, en dan kan jy kyk of kry die antwoord wat ek daar gekry het. En dan matrikulant van 2020 wil ek vir jou sê, glo in jouself, want jy kan. So baie dankie dat julle vandag saam met ons ingeskakel het op hierdie les. Baie dankie aan al 3 die leerders van Volksskool wat ons so mooi gehelp het vandag met hierdie les. En ons sien dan vir julle met ons volgende les, les 3, wat dan gaan oor dubbelhoeke.